Een van die groot probleme in die kerk op die oomblik is, al sit baie gemeentelede wat 'n baie lae immuunstelsel het. Met ander woorde, melkkos Christen is of wat totaal ongered is. So het hierdie gevaarlike situasie op die oomblik van 'n wolf in skaapsklere op die preekstoel wat in Engels 'n ravenous wolf genoem word. Ons moet onthou, ons praat hier van mense wat mislei word na die ewige dood. Dit is nie 'n ligte saak nie, dit is 'n baie ernstige saak. En jy sit met mense in die kerk wat nie hierdie wolf in skaapsklere kan raak sien nie. Ja. Dit is die ding van, dit is baie keer nie wat hulle sê nie, maar baie keer wat hulle nie sê. Wat hulle nie sê. Dat jy moet begin hoor, hulle preek nie meer die evangelie nie, hulle preek nie meer oor sonde nie, preek nie meer oor bekering nie. Hulle het net, hoe sê die Bybel, hulle gaan vir hulle predikers uitsoek wat net wil sê wat hulle wil hoor. Maar al wat ek sê is, die wêreld het die waarheid nodig. En as die kerk aanhou praat, die seisoen van luister hou nooit op nie. En wie gaan die waarheid vir die wêreld verkondig? En die tyd raak al hoe minder. En die mense is verlore. En daarom dink ek is daar dringendheid daaraan. Dat 'n mens regtig vir jouself moet uitmaak by die Here en sê, Here, waar is ons? Ons kan nie ons eie planne hê nie. Die Here sê vir ons, as ons op die punt gekom het waar ons dit sien, dan moet ons uit die kerk uitgaan, dan moet ons wegkom van die dwaalleraars. Hulle is gevaarlik ook vir ons. Okay. Dr. Koos Visser, in die Kaap, was hier by ons konferensie, paar dae, en kom hy daar uit Mpumalanga se wêreld, Middelburg. En vertel vir ons waar het ek en jy ontmoet? Wel, die eerste keer wat ons ontmoet het, was in 2005, met die verhore van die 3 professore van Tikkies Teologie Fakulteit, wat aangekla was van dwaalleer in die Ooskerk in Pretoria. So dit was waar ons ontmoet het, so dis omtrent so 20 jaar gelede. Net so oor die 20 jaar gelede. En ons het vir die tweede uitgawe van Opgestaan wat nou verskyn het ons die Ooskerk hier in die agtergrond gesit en so 'n kunswerk gemaak. Dit was 'n besondere kerkgebou. Ek dink hy was ontwerp deur Gerard Moerdijk. En jy sal onthou, ons was daar in die vertrek aan die kant van die kerk gewees. Dit was 'n spanningsvolle emosionele ervaring gewees. En jy was afgevaardig deur jou gemeente van Middelburg en jy was daar as 'n getuie om by te sit. En ons gaan nou meer daaroor praat. Jy's ook 'n mediese dokter, jy's 'n dermatoloog, jy het 'n praktyk vir baie jare. Jy het 'n tronkbediening vir 'n klomp jare gehad waar jy evangelisasie doen. Jy het ook getoer oor 'n klomp lande wat dit betref. Nou, kom ons begin eers by die begin. Vertel vir ons, waar is jy gebore, groot geword, laerskool? Uiteindelik gebore in Rustenburg, maar so van standaard 1 se kant af was ek in Anton van Wouw Laerskool in Pretoria. Dis waar ons oudste dogter vir 'n week was, net voordat ons na al hierdie dinge oorsee gegaan het. Pragtige skooltjie en Waterkloof gemeente daar naby. Hy was net oor kan die skool, waar Dominee Danie de Tooi vir baie jare was, die kunsdominee, wat ook betrokke was by die dwaalleer ondersoek, een van die kommissielede. Ons kan lank daaroor praat. Ons kan. 'n Laerskool toe Waterkloof NG gemeente, Laerskool was ek daar en hoërskool. En belydenis van geloof? Ook daar afgelê in Waterkloof by Dominee Cronje, Dominee Cronje. Hy was ook in Londen vroeër jare. Hy was daar afgevaardig, ek dink 4 jaar was hy daar, En toe universiteit medies gaan studeer by Tikkies, in watter koshuis? Of van die huis af gestudeer? Van die huis af, 'n daily, dagstudent. Ek was ook 'n dagstudent gewees. En dis natuurlik lekker naby. Dis redelik naby aan Sonop en die koshuise en so voort. Medies studeer en daai jare, watter gemeente tydens jou studies? Dit was maar nog steeds Waterkloof vir 'n tyd, toe ek oorgegaan na Suidoos Pretoria, wat nou vandag Stellastraat gemeente is. En dis waar Dr. James Kirkpatrick vir baie jare was. En waar, ek dink en Dr. Anton Pinaar was daar. Hy was by Kerkbode vroeër jare, en Immanuel van Tonder was vir 'n tyd in die omgewing daar, ek dink ook by Linwood en al daai gemeentes, 'n paar van die groot name in die kerk. En die dekaan wat tydens jou verhoor daar was, Kas Vos, was ook in daai gemeente. Reg. So, goed, toe is jy besig met medies, op watter stadium
het die Here jou gered? Ja, ek sal sê, toe ek evangelisasieopleiding eers gedoen het, so op 'n redelike laat stadium, ek sal sê ongeveer 25 jaar gelede, ek was altyd betrokke in die kerk, selfs op die kerkraad gedien, kerkkampe bygewoon, alles gedoen wat jy moet doen. Maar nee, die Bybel was nog nie vir my lewendig nie. En nadat ek die evangelie verstaan het, die dinge begin lewendig raak. Verduidelik net die evangelie wat jy uiteindelik verstaan het. Wat is die evangelie? Ja, wel die evangelie, basies die belangrikste ding om te verstaan is dat jy 'n verlore sondaar mens is, dat jy in sonde ontvang en gebore is, en dat jy 'n verlosser nodig het. En daar is net een verlosser en dit is Jesus Christus, wat die weg, waarheid en die lewe is. En dat hy gesterf het aan die kruis om te betaal vir jou sonde. Maar nie net vir jou sondes wat jy doen nie, maar ook vir jou sonde. Want jy's 'n sondige mens. So dit is nie net die sondes wat jy doen wat die probleem is nie, maar wie jy is. Jy moet nuut gebore word, jy moet wedergebore word. En ja, dan moet jy leer wie God is, jy moet leer hoe werk geloof, waar kom geloof vandaan. En die wedergeboorte, wanneer jy die evangelie hoor, dan bewerk die Heilige Gees die wedergeboorte op 'n bonatuurlike manier in jou. En hy stel jou dan in staat om tot bekering te kom en te glo, want voor die wedergeboorte is jy geestelik dood. En jy kan nie reageer nie. So wat 'n mens moet verstaan is dat die evangelie is werklik maar net 'n bonatuurlike ingryping van God deur die Heilige Gees. En dit is alles genade, van begin tot einde. Geen heiligmaking tot op die einde. Amen. Is alles genade. Ja. En jy het waarskynlik baie getuienisse wat jy kan deel ook. Jy het vir 'n klompie jare in die tronk ook gewerk met mense wat nie die evangelie verstaan het nie en dan wat die Here ingryp in hulle lewe. En dis miskien 'n goeie punt om nou te gaan na die dwaalleer ondersoeke toe. En jy sal onthou ons het daar aangekom, daar was Prof Julian Miller, hy was bygestaan deur Dr. Andrei Bartlett, en dan die komitee was Dr. Dani Veldsmann, Dominee De Tooy. Dit was natuurlik 'n emosionele, spanningsvolle atmosfeer. Dit was die eerste keer in baie jare wat daar weer so 'n ondersoek was. Vertel net so 'n paar belewennisse, dinge wat duidelik na vore kom na al hierdie jare. Ons het dit natuurlik gedokumenteer. Maar net hierdie prentjies wat terugkom as jy nou terugdink wat jou geraak het en al die jare by jou gebly het. Ja, soos ek kan sê dat daai tyd het ek maar eers die eerste keer blootstelling gekry aan dwaalleer. En die erns en die graad van die probleem het eers daarna vore gekom. En ja, nee, wat ek kan onthou onder andere is dat, soos jy nou net gesê het, dit was baie nuut vir die kommissie en vir die aangeklaagdes, want dit het nog nie vreeslik baie gebeur op daai stadium in die NG Kerk nie. Sodat Dr. Bartlett, wat vir Julian Miller ondersteun het op 'n stadium gesê, dit is 'n baie ernstige saak waarmee ons hier besig is, want indien hy sou skuldig bevind word aan dwaalleer, gaan hy sy werk verloor. Nou die tragiese ding is eintlik hy het sy werk behou, maar hy is nie opgeroep tot bekering nie, en na vele jare nou verklaar hy homself as 'n post-Jehus, met ander woorde, hy glo nou nie meer in God nie. Die beginpunt het hy vir ons vertel was in 1994 toe hy in Amerika was, en hy daar agtergekom het, maar daar's baie min teoloë wat nog glo in die liggaamlike opstanding. En so sê hy was georiënteer en toe word hy gedisoriënteer en toe word hy geheroriënteer. Ja. En dan is dit maar domino's wat omval. As jy eers begin om die waarheid te verhuil vir die leuen, dan gaan jy al hoe dieper in die duisternis in, wat nou ongelukkig met hom gebeur het. Ja. As ek net gou daar vir mense wat nie teoloë is net so 'n bietjie kan verder uitpak. Op daai stadium het hy toe ook, as dit kom by God, het hy gepraat van panentheïsme. Ja. En dit was 'n redelike nuwe konsep vir mense op daai stadium, maar dit behels dat God is in alles en alles is in God. En ons het daai tyd besef, maar dan verval die erfsonde. Ja.
dan hoe verklaar jy Hitler? Hoe verklaar jy hierdie, is God deel daarvan? So, daar's nie meer oordeel oor sonde nie, want God is deel van die aarde en van die mens. So die erfsonde verval, Christus se plaasvervangende soendoodoffer, die tweede koms van Christus was in die gedrang met dit, maar mense het dit nie toe al gesien nie, en nou weet ons na die ondersoek, het Prof. Julian nou verder gegaan en toe die post-theïsme wat jy nou van praat. God is nie meer soewerein nie, God is nie meer in 'n ander werklikheid waar hy ook bestaan nie. Hy het so 'n tabel hier ingesit. Ek kan een of twee net vir mense noem om aan te toon hoe lyk hierdie ander soort God wat nie meer werk met oordeel nie. Ja. Hier sê hulle die teïstiese God, en dis eintlik maar die Bybelse God. En van ons reformatoriese belydenisskrifte, hy kom om te oordeel. Die post-teïstiese God is liefdevol vergewend. Bietjie nog een, Jesus betaal die prys sodat die mens bevry kan word. Die teïstiese God. Die post-teïstiese God, verlossing behels lewensvervulling. En as mens mooi kyk na sy ander boeke, met sy heel laaste boek nou, wat hy in Tsatsikawa 'n gesprek voer, het hy die hele apostoliese geloofsbelijdenis radikaal gaan herinterpreteer, en dan sê hy, God werk nie meer met sonde nie. Ons hoef nie ons sonde te bely voor God. So dis 'n ander evangelie, dis 'n ander godsdiens waarmee ons uiteindelik gesit het, en ons het reeds die begin daarvan gesien tydens die ondersoek, maar hy is toe vrygespreek, en dit was 'n baie hartseer belewenis. Ek onthou die dag, en ek sê dit met bewoonheid, ons sê dit met op ons knie voor die Here. Ons het geen agenda om persoonlike aanvalle te doen nie. Ek onthou met die uitspraak, die dag toe ek daar sit, dit was 'n verslaandheid. Die blydskap sien by van die mense wat daar sit. Ek stap daar uit, hartstikkend, om te dink aan die evangelie van 'n God wat sy enigste seun stuur om te kom sterf vir ons sondes aan die kruis, en dit word gesien as 'n antieke wêreldbeeld. Ja, dis nie meer 'n persoonlike God nie. Dis nie 'n God wat jy kan ken nie. Dit het heeltemal verval. Sê ietsie oor Prof. Jurie. Ja, Prof. Jurie, wat ek kan onthou is dat die kommissie en die professore daai kant gesit van die tafel, en ons wat nou sogenaamd die aanklaers was aan die kant, en dat hy op 'n stadium opgemerk het dat daar 'n groot kloof is tussen ons en hulle, of tussen hom en ons. En die kloof is dan nou die Bybelwetenskap van die 19de eeu, wat hulle nou tot nuwe insigte gekom het. En dit is waar waar die liberalisme eintlik baie erg begin het, dink ek. En ek meen, ons weet nou wat dit beteken, dat dit vrysinnigheid op godsdienstige gebied, die Bybel word nou, en die Bybel moet nou uit die pad uitkom. Hy moet nou sê, dis 'n ou boek hierdie. Ja, kan ek het gesê, onthou jy die studente wat kom getuig het, daar was 'n ou oom Willie Rautenbach, hy is al in die hemel, hy het kom getuig, Dirk Coetzee, my vriend wat ook by die konferensie was, wat kom getuig het van Prof. Jurie wat in die klas gesê, die Bybel is die produk van die gekonkel van mense. En dat hulle probeer dan om nou te argumenteer, nie, wat hy 'n paar tekste probeer buite konteks gebruik het. Ek onthou Dr. Dani Veldsmann, onthou jy hom? Jy het ook genoem van dat hy het toe begin praat van 'n mediese dokter en 'n teoloog. Wil jy net gou daai stukkie net weer vertel van hy het later professor geword by Tikkies, maar jy weet voordat hy professor was. Nee, hy het geweet dat ons was al 'n paar dae in mekaar se geselskap dat ek 'n dokter is, maar toe ek nou getuig het hy my na tydjie stil gemaak en gesê, jy's nou 'n mediese dokter, en as een van die Afrikaan mense nou kom en hulle vertel vir jou al die moeite en die goed wat hulle nou gebruik om hulle self te dokter, dan sê jy nou geduldig luister na hulle, maar as hulle nou klaar gepraat het, dan sal jy nou vir hulle sê, nee, ek hoor wat jy sê, maar ek is die wetenskaplike, ek weet hoe werk dit, so ons gaan nou nie luister wat jy sê nie. So met ander woorde wat hy eintlik vir my probeer sê het, ek is nie 'n teoloog nie. So ek kan nou nie eintlik verder praat nie.
En kan ek net gou sê, ek het juis Dr. Donnie Veldsmann se werke voor die tyd gaan bestudeer, sy artikels, en hy het reeds in 1993, net voor Prof. Johan Heinz vermoor is, het hy in 'n artikel geargumenteer dat die graf van Jesus is nie leeg nie, sy liggaam was gesteel en herbegrawe, en hy het Bultmann se werk bespreek, en ons het dit opgebring tydens die verhoor, maar dit is alles toe tersyde gestel. En ek onthou, ek en hy het by die ingang van die deur ook gesels, en ek onthou dit so goed toe hy vir my sê dat hy kan nie meer teologie gesels met van sy familie nie. Dat daar 'n breuk gekom het. Ja. Dis soos twee wêrelde, soos Prof. Yuri gepraat van die 19de eeu, hierdie groot gaping, en ek het 'n roepingsbesef gehad om dit te gaan bestudeer, die 19de eeu, en dit gaan terug na hierdie beroemde Duitser Gotthold I. Lessing, en hy het Samuel Reimarus, hy was 'n ander kritiese teoloog se werk gepubliseer, wat gesê het basies die evangelies is bedrog, dit is verdraai, dit het nie werklik gebeur nie. En Lessing het dit toe gepubliseer en gesê, das garstige Breitengraben, daar's hierdie groot gaping tussen ons en die gebeure, dis onmoontlik om te weet dat dit gebeur het. Dit gaan natuurlik ook terug na die filosoof Immanuel Kant, wat gesê het, iets bonatuurliks, ons kan niks oor God weet nie. Immanuel Kant is veronderstel om te beteken, God is met ons, maar God is nie regtig met ons nie, ons kan net dit wat ons sien, kan ons verstaan, maar God kan homself nie aan ons openbaar nie. Dit is die 19de eeu, wat ek toe moes gaan bestudeer het, en dit was 'n worstelingproses, maar die Here het ons bewaar, die Here het ons beskerm, en hulle is toe natuurlik vrygespreek, en ek onthou net daarna, toe het hierdie boek uitgekom van Dr. Nelis Niemand, Nuwe Drome, 2007, ons is in Engeland, ek het hierdie boek nou onlangs gekry, Prof. Sybrand Strauss van Bloemfontein het afgetree, en hierdie het in die boks aangekom, en dit was die tyd van om te sê dat die sogenaamde emerging church, en ons moet wegbeweeg van die dogmas, hier in die boek byvoorbeeld haal hy aan vir Rob Bell, wat praat van inklusiwiteit, hier is Bende Tooi, wat sê ons moet nou na die armoede vraagstukke kyk, sosiale geregtigheid, maar Ben het reeds die erfsonde ontken, die bestaan van die duiwel, die opstanding kan jy as 'n metafoor sien, so dit het toe al begin, om dit alles aan te pas, en dit was vir 'n ou hartseer, om dit te sien. Hier onthou ek toe nou, ook toe ek lees, dat die voorwoord was geskryf deur Stefan Joubert, wat sê, dit het sy kop geswaai. Dis alles na die Dwaalleer ondersoeke, en ons sit in Engeland, en jy is hierso, en jy het toe ook besluit om, boonbehalwe jou praktyk, jy's 'n dermatoloog, jy doen jou werk, jy het 'n passie vir die evangelie. Julle was by 'n ander synode, ek dink waar Prof. Nelis Niemand was, André Bartlett was daar, jy was daar om te getuig saam met 'n groep ander mense. Ek onthou een van die studente was Louis Skeepers. En ons het vir Louis aangehaal, hy is nou in Kanada, hy het uiteindelik bedank, en ons het 'n stukkie van sy getuienis hier, waar hy hom herverbind het tot die verklaring. Later jare. Vertel ook ietsie van die pogings wat aangewend was om te gaan praat. Wat het jy beleef daar by die synodes waar jy wil staan vir die woord? Wat was die agenda? Hoe dit gewerk? Kyk, die goed wat ek nog kan onthou, ek dink dit was in 2012, waar ons onder andere deur die oostelike synode, het hulle 'n dag gereël, ek dink om die waarheid te sê, dit was op die 10de Oktober, as ek reg onthou, van Kreerdag, daar in Benoni in die Boksburgse wêreld, het 'n klomp van ons nou daar by mekaar gekom, en Dr. André Bartlett was die voorsitter. Dit was Hoëveld-synode. Hoëveld-synode, En daar het ons gepraat, ek onthou Professor Johan Jansen van Rensburg, onder andere was ook daar van Bloemfontein, ouens uit die Kaap uit was daar, Dr. Lou, wat die oor en sy kele ou is, wat ook al oorlede is. Ja, so daar was seker so 'n stuk of 15 tot 20 van ons, wat dan elkeen 'n beurt gekry het om te praat oor die dwaalleer en wat aangaan in die kerk. En so daarbij was ek betrokke, en dan hierdie groepie van ons, van omtrent 50 reg oor die land, wat bestaan uit predikante en gewone lidmate soos ek. Ons het seker so 2 of 3 keer by mekaar gekom in Mispa, by Winburg vir naweke om te kyk wat kan ons doen. Dit is daar ook waar die besluit geneem is om die
Trojaanse Perk in die NG Kerk boek te doen. Wat in 2010 toe verskyn het. Ja, so ons het maar net aangehou om as baie koerantartikels te skryf, as daar nie dwaaleer in die koerante geskrywe is, om te probeer om die waarheid op die tafel te sit. Van hierdie kerkleiers tydens die ondersoeke en toe die nuwe hervorming opgekom het, jy was by Stella Straat vir 'n tyd, Dr. James Kirkpatrick, Dr. Fanie Cronje vroeër jare was, ek dink in Jacaranda, hy toegeskuif na Linwood toe. Hulle was van die stemme wat saam met Dr. Kobus Gerber, Julian Miller, hulle gepleit het, dat daar ruimte moet wees vir die nuwe hervormings binne die kerk, mense wat nie meer die ortodokse geloofstaal napraat nie. En hulle het toe groot leiers by die algemene synode geword. En toe het ons later jare gesien, maar okay, hulle gaan nie hierdie radikale, eksplisiete standpunte sit dat mense dit helder duidelik kan sien. Hulle gaan probeer om almal te akkommodeer. Deur te sê ons hou mekaar vas, ons glo eintlik dieselfde oor die evangelie en ons het ruimte. En toe het hulle 'n dokument ontwerp waarby Dr. Fanie Cronje intiem betrokke was, wat hulle genoem het egte gesprek. En dit gaan eintlik maar net terug na die historiese kritiek van Ferdinand Duys, Prof. Jurie Leroux, hulle die historiese kritiek toegepas en toe's alles basies op losse skroewe en toe praat hulle van nie meer absolute waarhede nie, maar egtheid. En om ruimte te maak, nie meer absolute waarhede nie, ons is op reis met mekaar, al daai woorde. En dit word toe gebruik in 'n dokument met die naam egte gesprek en hulle gebruik dit nou vir al die gesprekke by die synodes om ruimte te maak. Nou dit bring my nou by die volgende punt waaroor ek en jy al baie gepraat het. Hier is die boek wat jy geskryf het, die geestelike noodtoestand in die kerk. As jy belangstel om hierdie boek ook te kry, kontak ons sal vir julle Koos se kontak besonderhede gee. Die ding waarmee ek baie geworstel het en ek weet jy het ook daaroor geworstel. Op watter stadium waar jy getuig, waar jy oproep tot bekering, kom jy by 'n punt waar jy sê, nou het ons 'n breeklyn aangebreek en nou kan ons nie langer met 'n skoon gewete deel bly van 'n ring, van 'n synode, van 'n algemene synode nie. Nou ek wil vir ons een vers lees, is in jou boek en is in my boek. Romeine 16. Ek gaan dit vir jou lees en dan wil ek jou vra, deel met my, met ons, hoe kom mense by die teks weg, wat nie met ons saamstem nie. Romeine 16, vers 17, ek druk julle dit op die hart, broeders, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak, en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange. En met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Verbeel eers nou vir jou, jy's nou 'n oom in die kerk, het 'n groot geword en jy's lief vir jou kerk, voorgeslagte, jou kinders, jou kleinkinders. Jy's op die kerkraad vir baie jare. En jy sê nie, maar my gemeente verkondig hulle nie hierdie goed nie. Hoe gaan jy met hom praat oor wat Paulus hier vir die gemeente sê? Wat gaan jy vir hom sê? Ja, ek dink dit is die groot ding wat maar daarby uitkom, dat jy die Bybel baie goed moet ken. Want as jy nie die waarheid ken nie, het jy nie onderskeidingsvermoë nie. En ek dink dit is een van die groot probleme in die kerk op die oomblik. Al sit baie gemeentelede wat 'n baie lae immuunstelsel het. Met ander woorde, melkkos Christen is of wat totaal ongered is. So het hierdie gevaarlike situasie op die oomblik van 'n wolf in skaapsklere op die preekstoel wat in Engels 'n ravenous wolf genoem word. Ons moet onthou, ons praat hier van mense wat mislei word na die ewige dood. Dit is nie 'n ligte saak nie, dit is 'n baie ernstige saak. En jy sit met mense in die kerk wat nie hierdie wolf in skaapsklere kan raak sien nie. Weens 'n gebrek aan kennis, dit is die probleem. En dit is 'n baie gevaarlike situasie, want dan word hulle vreeslik maklik mislei. Jy weet, want hulle sê mos nie wat hulle sê nie, hulle
hulle bedoel nie wat hulle sê nie, maar hulle bedoel wat hulle bedoel. So dis altyd baie fyn hoe hulle die dwaalleer doen. Jy moet regtig 'n oor ontwikkel daarvoor. Ja. En jy moet begin agterkom dit wat hy nou besig om te sê, jy weet wat hy daarby bedoel. Ja. En dit vat tyd. Om dit op te tel. Om dit op te tel en gewoon te raak aan hoe hulle praat en wat hulle bedoel. Ja, en, kan ek gou sê, daar's 'n student wat my kontak nou so tyd terug, waar hy nou presies hiervan praat. Ja. En hy sê toe dat hy sit in die eredienste, en dis nie half asof hy hierdie vreeslike groot dwaalleer hoor nie. Hy kom toe oor tyd agter dat daar word nie meer oor oordeel gepreek nie. Die Here is lief vir jou. Die Here is hier, ons is hier 'n gemeenskap. Ons is hier by jou, ons hou mekaar vas. Die Here is net lief vir jou, en uiteindelik op 'n dag toe hy besef, maar hierdie is 'n ander evangelie. Dis net die helfte van die evangelie. So jy hoor nie meer van die oordeel nie. Dis die een voorbeeld wat ek gou noem. Hy toe geskuif. Hy's toe weg by die gemeente uiteindelik. Daar's ook 'n paar homoseksuele paartjie wat getroud was, een van die predikante. Ja. In die gemeente. 'n Ander voorbeeld is 'n oom in 'n gemeente. Ek sal nou nie sê waar dit is nie. En ek ontmoet hom 'n paar maande gelede, en ek vertel vir hom van die intergodsdienstige eredienste wat aangaan, die algemene sinode wat praat van, nie een van ons weet meer die volle waarheid nie. En hy is toe verras, dis toe vir hom nuus. En toe kom dit uit dat in die gemeente waar hy is, noem hulle predikant nie vir dit nie vir die lidmate nie. Ja. En jy sien, dit is die ding van, dit is baie keer nie wat hulle sê nie, maar baie keer wat hulle nie sê. Wat hulle nie sê. Dat jy moet begin hoor, hulle preek nie meer die evangelie nie, hulle preek nie meer oor sonde nie, preek nie meer oor bekering nie. Hulle het net, hoe sê die Bybel, hulle gaan vir hulle predikers uitsoek wat net wil sê wat hulle wil hoor. Dit is wat gebeur. Maar ja, wat ek dink verder, wat die vraag wat jy gevra het oor, ek dink dit hang af hoe lank is jy al besig daarmee. En ek dink dit is net soos wat jy geestelik besig om te groei en op verskillende vlakke is daar mense wat nou eers regtig begin agterkom as 'n groot probleem. Daar's ander soos ons wat al 20 jaar daarmee besig is en ons is nie heeltemal op dieselfde vlak nie. So wanneer jy 20 jaar daarmee besig is en jy het al allerlei maniere gedoen en gekyk of jy die bus kan stop en jy kom agter dit werk nie meer nie. Opsig en tug se tyd is verby. So dan kom ek op 'n punt waar ek byvoorbeeld is, en ek glo jy's ook daar, waar ek sê daar kom 'n punt waar opsig en tug nie meer kan werk nie. En dat 'n mens nou net by een punt kan uitkom, en dit is dat die kerk gesuiwer moet word. En kerksuiwering is nie vir my dieselfde as kerkskeuring nie. Dit is waar die ware kerk, die remnant uit die valse kerk uitkom. Wat 'n hartseer ding is om te gebeur, maar op die einde van die dag moet ons oppas dat ons nie so lief is vir ons kerk en ons denominasie en vergeet dat dit eintlik oor die mense gaan nie. En die mense te help om daar uit te kom en te waarsku. Terwyl daar nog 'n groot groep is wat glo hulle kan nog die kerk van binne af reformeer. Spesifiek praat ons nou van die NG Kerk. Wat hierdie goed weet en hierdie goed beveg, maar dink daar's nog hoop. So ek het respek vir almal waar hulle is, want ek kan niemand oortuig om te sê kom ek by plek waar ek is nie. Maar al wat ek sê is die wêreld het die waarheid nodig. En as die kerk aanhou praat, die seisoen van luister nooit op nie. Wie gaan die waarheid vir die wêreld verkondig? En die tyd raak al hoe minder. En die mense is verlore. En daarom dink ek is daar dringendheid daaraan. Dat 'n mens regtig vir jouself moet uitmaak by die Here en sê, Here, waar is ons? Ons kan nie ons eie planne hê nie. Die Here sê vir ons, as ons op die punt gekom het waar ons dit sien, dan moet ons uit die kerk uitgaan. Dan moet ons wegkom van die dwaalleraars. Hulle is gevaarlik ook vir ons. En dit is 'n harde ding om te doen, maar dit is hoe dit is. Koos, baie dankie. Ons kan nog baie lank gesels hieroor. En ek het gedink dit is goed dat jy vir ons afsluit met Paulus se laaste brief aan die Timoteus. Wat sê hy vir 'n jong dominee 2000 jaar gelede oor die ware evangelie en dwaalleer wat in die kerk sal kom? So is my Bybel, jy kan sommer vir ons lees en dan kan jy vir ons afsluit as jy klaar is. 2 Timoteus 3 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. So die mense sal geldgierig wees en ongodsdienstig. En
hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. En dan staan daar, bly weg van sulke mense af, sodat jy nie ook besoedel word nie. En almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En dan, as weer die groot aanslag is, maar al hierdie dinge wat ons nou van gepraat het, is maar net simptome van een probleem. En dit is, as jy die Bybel nie meer sien as die woord van God nie, gaan al hierdie dinge gebeur. En daarom moet ons weer, die hele skrif is deur God geïnspireer. En het groot waarde, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So, ons hoef nie al die dwalinge en die dinge noodwendig te ken nie, want as ons die woord ken, sal ons dit kan weet, die leuen is nie daar nie. En dan bemoedig hy vir hom en sê, hou aan om die woord te verkondig, tydig en ontydig. Want, daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. En hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, en doen jou werk as verkondiger van die evangelie. So dit is maar die bemoediging wat ons moet hê, ten spyte van alles wat besig is om te gebeur, is dit maar die raadsplan van God wat in plek val. Ons is gewaarsku in die Bybel, dit gaan gebeur, en alhoewel dit sleg is, moet dit ons nie moedeloos maak nie, maar dit moet ons inspireer om juis nou die werk wat die Here deur ons wil doen klaar te maak. En dit is, soos Paulus gesê het, om die goeie nuus evangelie te verkondig en ook om dwaalleer te bestry. Amen. Koos, sal jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief? As Vader, ons loof en prys U maar net in hierdie middag vir die voorreg om maar net hier by mekaar te kon kom en net kon praat oor wat is besig om te gebeur, nie net in die kerk nie, maar ook met die kerk. En dat U ons in die woord gewaarsku het dat dit sal gebeur. U het vir ons aan Matteus 24 gesê, hoe Jesus, dat voordat hy terugkom, gaan daar baie dwaalleraars wees, wat baie mense gaan mislei. Hy het gesê, die groot afval gaan kom, en die groot verdrukking is op hande. En daar is nog steeds baie mense wat verlore is. Die oes is steeds groot, en die arbeiders is min, en die tyd is ook min. En daarom bid ons dat ons sal aanhou om die waarheid te verkondig en vir die waarheid te beklei. Want dit gaan uiteindelik oor U en die eer van U naam. En dit gaan oor soveel verlore mense, ook baie kerkmense, wat mislei word na die ewige dood. En daarom dat ons nie sal ophou nie, maar sal aanhou om die werk te doen wat U vir ons gegee het om te doen, en ek bid ook spesifiek vir Verdi en die Ursel beweging, vir alles wat hulle besig is om te doen, want dit is so nodig in die tyd wat ons leef, om weer te reformeer na die waarheid toe, sodat die waarheid weer gehoor kan word, en die waarheid die mense vry kan maak. En ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. Amen.